lekker om met jou te gesels. Vanoggend wil ek met jou gesels oor die doping in die Heilige Gees. Of jy nou onlangs besluit het om Jesus te volg en of jy nou besig is om reg te verstaan wie hy is, wil ek vanoggend met jou 'n kragtige onderwerp bespreek. Ons praat oor hoe dit is om gevul te word met die Heilige Gees. Dis nie net 'n teologie of 'n teorie nie. Dit gaan oor die werklike, lewensveranderende krag wat beskikbaar is vir elke gelowige. Ek onthou nog toe ek die Heilige Gees op 'n werklike manier ervaar het. Dit het my lewe totaal en al verander. Dit het iets geskuif van honger na 'n vervuldheid wat ek nie kon verstaan nie. Hierdie honger het gelei na groei, na 'n belewenis van God, na 'n groter impak om 'n verskil te maak in die wêreld. So vanoggend wil ek hierdie onderwerp met jou bespreek deur te begin vandag kyk wie is die Heilige Gees? Waarom moet ons gevul word met die Heilige Gees? Hoe om die Heilige Gees te ontvang en wat om te verwag as ek en jy gevul word met die Heilige Gees? So die eerste vraag is, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid met ons en in ons. Ons glo in 'n drie-enige God. Ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons glo dat God die Vader in die hemel is. Ons glo dat God die Seun op aarde kom leef het en sy lewe aan 'n kruis vir ons gegee het, opgestaan uit die dood het om die prys te betaal vir sondes. Ons glo dat die Seun van God opgevaar het na die hemel toe en toe hy opgevaar het na die hemel toe die Heilige Gees gestuur het om in ons te kom woon en in ons te kom vesting maak. Jesus het baie oor die Heilige Gees gepraat. Baie. In Johannes 17, jy gaan lees Johannes 16, gaan lees Johannes 17 en ek lees Johannes 14 vir jou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander troosters gee om vir altyd by julle te wees. Ek hou van hy woord. Hy sal vir julle ander trooster gee. Die Heilige Gees in ons om ons te troos. Die Gees van waarheid. Die Heilige Gees in ons om waarheid te openbaar. Die Heilige Gees is 'n helper, 'n trooster, 'n onderwyser en 'n gids. Hy help ons om ons lewens soos Jesus op aarde te leef, om te transformeer en te verander en meer soos Christus te lyk. Hy lei ons na waarheid toe. Hy onderhou ons harte. Hy is nie net 'n onpersoonlike krag nie. Hy's 'n persoonlike krag. Hy praat, hy lei en hy bemagtig die kind van God. So die belofte van die Heilige Gees. Jesus het die Heilige Gees beloof aan almal wat in hom glo. Lukas 11 vers 13 sê: "Hoe meer sal julle die Vader in die hemel die Heilige Gees gee aan die wat hom vra." Handelinge 1 vers 8 sê Petrus: "Maar julle sal die krag ontvang," sê Lukas, "maar julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees." Die Heilige Gees wat lei sodat ek en jy getuies kan wees van die storie van Christus binnekant ons. Hoor gou mooi, van die storie van Christus binnekant ons, wat Jesus met my gedoen het. Ek vertel nie net die storie van wat Jesus met ander gedoen het nie. Daar's ook 'n storie van my, hoe hy my gered het, hoe hy my vrygemaak het, hoe hy iets in my kom doen het. En ek vertel daai storie en die Gees van God wat my die krag gee, die vrymoedigheid en ons man sê the boldness to speak. Handelinge 2 sien ons die volgende, en almal is met die Heilige Gees vervul, belofte. Dit was nie net 'n eenmalige ervaring vir die eerste disippels nie, dis ook in die boek van Handelinge deur ander mense beleef. So die Heilige Gees vervulling is iets wat elkeen van ons kan beleef. Dis 'n belofte vir my en jou. Jy lees dit in Joël, jy lees dit in Handelinge, wat God het bedoel om sy Heilige Gees uit te stort. In Handelinge 1 en Handelinge 2 sien ons waar God sy Gees, gaan lees asseblief daar, in die bovertrek oor sy disippels uitstort en hulle in vreemde tale begin praat en hulle die evangelie van Christus daar verkondig en 3000 mense kom tot bekering. Maar dit eindig nie net daar nie. Dit eindig ook in Handelinge verder waar hulle vir mense bid en hulle word ingevul met die Gees van God. En ons hoor iets waar hulle met vreemde tale begin spreek. So waarom moet ek gevul word met die Heilige Gees? Daar is 3 hoofredes waarom dit belangrik is. Bemagtiging. Die Heilige Gees gee ons krag om vir Jesus te leef en ons geloof met ander te deel. Jy hoef nie
op jou eie krag staat te maak nie. Die Heilige Gees stel jou in staat. Hy gee vir jou die boldness, leiding en troos. Die Gees lei jou in besluitneming en gee jou vrede in moeilike tye. Hy is my vriend in my. Wat my altyd so wegblaas, dat die God wat die heelal geskep het, wat ingewikkelde, intrieglike, moeilike wetenskaplike konsepte sodat swaartekrag en baie ander konsepte kan funksioneer, so ook in my liggaam geskep het, wat meer intelligent wys is as wat ek en jy kan dink om verstaan, het gekies om deur sy Gees binnekant my te kom woon. Dit blaas my totaal en al weg. Wat vir my sê is ek het toegang tot God. Ek het toegang tot God in my om met hom te gesels. En hy gee my leiding en troos. Transformasie, die Gees verander ons harte. Galasiërs 5:22 wys die vrug van die Gees: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, selfbeheersing en soveel meer goeders wat in ons lewe kom as gevolg van die vrug van die Gees wat ons dra. Die Gees werk binne na buite. Ons probeer nie 'n beter mens wees om God se liefde te verdien nie. Die Gees verander ons terwyl ons saam met God stap. So hoe word ek gevul met die Heilige Gees? Hoe ontvang ek die Heilige Gees? Die heel eerste ding is 'n verlange, 'n hongerte. Is jy honger vir meer van God? Wil jy die Gees moet in jou lewe kom vervul? Die vraag 2 is, vra met geloof. Lukas 11:13 herinner ons dat die Vader die Heilige Gees sal gee aan hulle wat hom vra. Dis nie ingewikkeld nie, jy hoef dit nie te verdien nie, jy hoef net te vra. Ontvang met geloof. Net soos jy verlossing met geloof ontvang jy dat jy gered is, ontvang die Heilige Gees met dieselfde geloof. Wees oop, God ontmoet ons op verskillende maniere. Sommige mense voel sterk emosionele reaksie, ander voel vrede, ander voel dalk niks dadelik nie. Wat belangrik is om te glo dat God gee wat hy beloof het. Sy gaan so vinnig hier, dan gaan ek sê, laat hulle vir jou bid. Handelinge 8:17 sê die apostels het hulle hande opgelê en hulle is gevul met die Heilige Gees en hulle het in ander tale begin spreek. Ek wil so vinnig ietsie daaroor sê. Ek het na baie kerke toe gegaan om gevul te word met die Heilige Gees en ek het dat baie groot pastore vir my bid. En dit het nooit vir my gebeur nie. Ek was honger en ek het die skrifte geken en die belofte. En sê, Here, ek wil gevul word met die Heilige Gees. Ek wil krag ontvang as U oor my kom. En ek wil 'n kragtige getuie wees. En ek onthou ek gaan na kerke toe en dat baie dinge gebeur, maar nie dit vir my nie. Een aand slaap ek en ek droom hoe ek in 'n sekere plek instap en toe ek in die plek instap, hoor ek die woord van die Here in my droom en hy sê vir my, trek jou swaard. En toe ek so afkyk in my droom, dis 'n groot swaard hier langs my. En ek vat die swaard en ek trek hom so uit. Toe die swaard uittrek, toe word ek gevul met die Heilige Gees met die bewys van spreuke in tale. En ek word wakker. En ek hoor hoe praat ek in tale en ek het die kragmoment beleef. En een ding wat ek weet bo alles wat ek weet, die doper van die Heilige Gees is nie die pastoor nie, is Jesus Christus. Hy is die een wat ons doop. Nie tot 'n show nie, nie tot vermaak van ander nie, maar om in ons krag op te werk, om getuies te wees in hierdie wêreld waarin ons leef. Om ons eie gees op te bou. Want die skrif sê in Romeine 8:26 dat soms weet ons nie wat ons moet bid nie, maar dan tree die Gees van God vir ons op by God met versigtiging wat nie deur mense ore of woorde verstaan kan word nie. Dis hy spreuke in tale. So wat kan jy verwag wanneer jy vervul word met die Gees? Sommige mense voel 'n warmte, het ek gesê. Ander begin in tale praat. Ander het 'n nuwe geestelike taal en ander beleef 'n diep vrede. Daar's iets vir elke een. As ek die skrif lees, en elke keer waar daar doping in die Heilige Gees plaasgevind het, daar ook spreuke in tale plaasgevind. En die probleem van kerk is ons maak spreuke in tale soms die groot ding. Spreuke van tale is nie die groot ding nie, dis die teken maar net. Maar is nog 'n teken, jy word 'n getuie. Maar as 'n ander teken wat saam met dit kom, daar's 'n oomblik,
'n belewenis. Iemand wat gedoop is in die Heilige Gees weet daarvan. Daar's 'n oomblik wat hy beleef het van krag en die krag sal oor jou kom, sê die skrif, en jy sal my Gees ontvang. En daai was vir my 'n baie belangrike moment. Elke persoon met wie ek kan praat wat gesê is gedoop in die Heilige Gees, kan vir jou presies vertel waar en hoe dit gebeur het. Daar was 'n moment wat plaasgevind het. En dit gebeur op grond van geloof en vra en 'n hongerte na God. Maar dit is sy belofte. Dis nie my belofte nie. Hy het dit vir elkeen gegee. So spreek in tale of die Griekse woord wat ek nou vir jou kan share, is 'n bonatuurlike gawe die Heilige Gees gee om in 'n taal te praat wat jy nog nooit geleer het nie. Is 'n geestelike gawe wat die Bybel genoem word en kan jou verhouding met God na 'n dieper vlak toe vat. Nou wat is spreek in tale? Spreek in tale is nie 'n vreemde ervaring nie, maar 'n geskenk wat God vir my en jou gee om direk met God te kommunikeer. Handelinge 2 sien ons hoe die eerste disippels gevul word met die Heilige Gees en in ander tale begin spreek. Dit was nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit was iets wat gereeld gebeur is. 1 Korinte 14 vers 2 sê Paulus, want wie in 'n tong praat, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Trouwens niemand verstaan hom nie. Dis hulle geheime dinge, hulle spreek geheime dinge in die Gees met God. Hierdie vers sê dit duidelik, as jy spreek in tale, is dit jou gees wat met God se gees praat. Jou ore kan nie eens hoor wat die geheimnisse is wat jou gees met God praat nie. Hierdie vers herinner ons dat 'n gebed in tale 'n diep manier is om met God te praat, deur sy gees te kommunikeer. Waarom is die spreek in tale belangrik? Is 'n persoonlike gebedstaal. Wanneer jy gevul met die Heilige Gees word, jy 'n persoonlike gebedstaal gegee om met God te praat. Dit is 'n intimiteitstaal wat niemand verstaan nie en selfs nie jy nie. Ek sal gereeld rondloop en in tale praat, maar dis iets wat ek vir myself gegee het nie. Ek het een aand gedroom en toe gebeur dit met my en God, Jesus doop my in die aand in 'n droom en ek word wakker en ek hoor myself in tale praat. Is iets wat hy gegee het tot sy beskikking en tot eer van hom. Dis nie iets wat ek verdien het nie. Ek het dit glad nie verdien nie. Dit versterk my geloof. Paulus sê dit bou my op. Dit versterk jou verhouding met God. Spreek in tale bring jou nader in die hart van God, omdat jou help om dinge te sê wat jy nie in jou eie taal altyd kan uitdruk nie. Hoe kan ek die gawe van tale ontvang? Vra met geloof. Here, kom ek. Ek lees in die woord. Die skrif sê en ons verdoop die Heilige Gees en hulle het in tale gepraat. Here, ek bid dat U my sal vul met die Gees, die bewys van spreuke en tale, sodat ek 'n getuienis kan wees, maar sodat ek opgebou kan wees, ook in die binnekant. Stel jou oop en vertrou op die Heilige Gees. Miskien die eerste ding wat ek vir myself wil sê is vertrou hom net. Moet nie uitredeneer nie. Lees die woord en soos 'n kind vertrou hom dat hy dit steeds vandag doen. En dan as jy gevul word met die Heilige Gees en die bewys van spreuke en tale, beoefen jou taal. Ek het al so baie mense vir my gesê, Quentin, ek het al in tale gepraat. Dan sê ek vir hulle, maar hoekom het jy gestop? Sê nee, ek beoefen dit nie meer nie. Beoefen dit, want dit bou jou op, dit bou jou op. En jou hart en God se hart connect deur woorde met mekaar te praat wat jy nie is verstaan nie. Moenie moed verloor as jy nie dadelik in tale praat nie. Die Heilige Gees beweeg op verskillende maniere in mense se lewens. Wat belangrik is dat die Heilige Gees regtig in jou is en dat hy jou sal lei, ongeag op die manier wat jy hom beleef of ervaar. Ek wil afsluit. Laat ons weer vinnig opsom. Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid met ons. Jesus het die Gees beloof aan almal wat in hom glo. Die Gees bemagtig, troos en transformeer. Ons ontvang die Gees deur te vra en te glo. Spreuke in tale is 'n geskenk wat ons help om diep met God te kommunikeer en nie iets uit eie prestasie wat ons verdien nie. Wil jy vervul word met die Heilige Gees? Dan kom ons neem 'n oomblik. Jy hoef nie te sukkel nie. Maak dit jou hart oop en kom ons bid 'n eenvoudige gebed. Here, U ken die een wat nou hier luister. Ek wil bid nou in Jesus naam. Jesus, U is die doper van die Heilige Gees. Wil nie U nie elke luisteraar nou kom doop in die Heilige Gees nie. Soos die Gees nou oor hulle kom, Here, soos hulle hom nou beleef, soos daar 'n kragmoment is wat nou oor hulle lewens kom. Maak hulle tonge los, maak hulle tonge in hulle breine los,
om ewe skielik te begin vloei in die spreuke van tale. In Jesus Christus se naam kom ek nou in nederigheid en spreek oor jou wees gevul met die Gees van God in Jesus Christus se wonderlike naam. Dankie Here dat U die doper is. Amen. As jy daai gebed bid en jy glo dat God jou wil doop, en jy glo die belofte vir jou is, ontvang dan nou die Heilige Gees en word vervul in Jesus naam. As jy nog vra het, kom gesels met my, as ek persoonlik vir jou bid, ek sal. Onthou ek doop niemand in die Heilige Gees nie. Hy is die doper.